Môre julle, vandag praat ons oor roofdiere en aanpassings van roofdiere om hulle prooi te vang. Hoe dink julle vang roofdiere hulle prooi? Okay, ek het 'n paar prente op die bord. Verduidelik wat julle kan sien, help hierdie roofdiere om hulle prooi te vang. Okay, voorbeelde hiervan is skerp tande, hulle is vinniger as normale diere, lang bene en kamouflering. Hoekom dink julle help hierdie aanpassings roofdiere om hulle prooi te vang en om beter te oorleef in hulle omgewing? Ons het in die vorige les gepraat oor die definisie van aanpassings. Ek gaan hom net weer herhaal sodat almal hom ken. So die aanpassingsdefinisie is eienskappe wat diere of plante help om in hulle omgewing te oorleef. Ons het in vorige hoofstukke gepraat oor wat roofdiere is, so ons gaan dit net gou vinnig herhaal. Roofdiere is diere wat ander diere jag vir voedsel. Ons gaan in hierdie hoofstuk praat oor die aanpassing van roofdiere, veral jagluiperde. So alles gaan in hierdie hoofstuk gemik word op jagluiperde. So die jagluiperd se kop is eerstens aangepas deur om kleiner te wees, sodat hy minder windweerstand het en tot spoed van 110 km/h kan hardloop. Op 'n jagluiperd se kop het hy swart traanmerke wat help om die glans van die Afrikason te verminder, sodat hy beter sig het. Die jagluiperd se kop is verder aangepas deur groot neusgate vir meer hoeveelhede lug wat hy kan inneem terwyl hy hardloop. Hy het ook dan 'n verlengde retina wat hom wyeer sig gee. Die jagluiperd se liggaam is verder ook aangepas deur 'n geel en wit pels te hê met swart kolle wat hom help met kamouflering in die lang gras. Die jagluiperd het ook 'n buigsame lang ruggraat wat dien as 'n veer vir langer tree wat tot 7,8 meter kan wees. Jagluiperd se skouers word bymekaar gehou deur spiere wat die bene toelaat vir groter en wyeer tree. Die jagluiperd se liggaam is verder aangepas deur 'n ligte beenstruktuur wat help met hoë spoed terwyl hy jag. 'n jagluiperd het vergrote organe soos 'n hart en lewer en longe sodat daar meer suurstof ingeneem kan word om vir die energie wat nodig is om hierdie prooi van 'n jagluiperd te jag. 'n Jagluiperd se bene en pote is ook aangepas vir hulle om beter te kan jag. 'n Jagluiperd het sterk agterbene wat baie gespier is wat help met sterker en groter tree. Die lang bene van 'n jagluiperd help om hulle net bo die lang gras te hou vir beter visie. En dan kloue van 'n jagluiperd kan net gedeeltelik teruggetrek word wat dien as spykerskoene soos vir atlete vir beter traksie. Verder het 'n jagluiperd harde kussings op sy agterpote wat help vir onmiddellike stilstand te kom. Dit help ook die jagluiperd om vinniger rigting verander om sy prooi te vang. 'n Jagluiperd se stert is anders as ander katdiere. Hierdie lang stert help om rigting te verander en ook om die jagluiperd se balans te hou. Julle gaan nou in klein groepies verdeel word. Elke groep gaan 'n roofdier kry. Party groepe gaan 'n leeu, 'n arend, 'n uil, 'n jagluiperd kry. Dan wil ek hê julle moet hierdie roofdiere in julle groep bespreek. Bespreek watter aanpassings het die dier en hoekom hierdie aanpassings belangrik is vir die dier se oorlewing. Ons gaan nou van die kernpunte hersien. Wat is 'n roofdier? Ons het sê 'n roofdier is 'n dier wat ander diere moet jag vir voedsel. Watter aanpassings help hierdie dier om te jag? Skerp tande, groter pote, 'n lang lyf, lang bene. Roofdiere het spesiale aanpassings wat hulle help om prooi te vang en te oorleef.